Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Welkom vanaand hier, dankie dat julle moeite gedoen het om te kom. Ek is baie opgewonde oor hierdie. Soos wat ons nou elke aand klaar is, gaan ons nog so 'n bietjie tweak in 1 of 2 goedjies en dan gaan dit in ons fondasieboekie kom. Hoe lekker is dit nie? Dan weet ons almal waar ons staan. Ons soos hy eerste liedjie gesê het, ons moet ons huis op 'n vaste fondament bou, né? Wat sê daai ene ou? If you don't stand for anything, you'll fall for everything. Né? Jy moet staan vir iets, jy moet iewers jou penne in die grond slaan. So hartseer, ek het vandag op die podcast van die kerk Sardis genoem dat ek hoor 'n storie van die kerk in Skotland en hoe John Knox en daai ouens met mense met hulle lewens betaal om die kerk van Skotland te plant in die 15de, 16de eeu, vervolg deur die Engelse en hulle is vermoor op die strate en mense se bloed het gevloei, maar honderde kerke het opgespring en vandag is baie van daai kerke filmtheaters, kroe, dit is nie meer kerke nie. En die laaste mense het uit die kerk van Skotland uitbeweeg, omdat hulle nou begin gay huwelike toelaat het. Maar wat die hartseer van dit is, hulle moes al geloop het, toe hulle begin kompromie maak het met die woord. Die ouens loop eers nou dat daar gay huwelike is, hulle moes al geloop het, toe hulle meer nie die fondasie van die geloof geglo het nie. En nou omdat daar gay huwelike is, nou loop almal. Maar die verrotting het al plaasgevind met fondasies, basic goed. Daar's net een weg, en is Jesus. God het die aarde geskape. Hierdie lelike ding van Darwinisme en goed is my afgelope 200 jaar wat hy sy kop uitgesteek het. Maar het in die kerk ingekom het. God waarsku Israel, dis wat ek nou dag wou gelees het. Ek dink ek het dit in die kerk gelees. Die skrif in Jeremia, kan ek dit vir julle lees. My seun het nou die aand vir my gegee, hy is 12. En hy kyk hierdie goed wat teen evolusie is van predikante en pastore wat dit preek. Ek kyk of ek nou 'n screenshot van hom gevat het. Ek gaan nou vir julle kry hierso. Toe ek dit nou nie gedoen nie, maar ek sal nou vir jou kry in Jeremia. Ek behoort nou Darwinisme, William Darwin, of wat sê Darwin? Darwinisme noem hulle dit. En dit het ingekom dat ons almal maar ge-evolve het tot waar ons nou is. Ek glo wel in de-evolusie. Ek glo ons was die perfekte mens in die tuin van Eden en toe die sonde kom, toe gaan alles af. Ons is vandag wat ons nie moet wees nie, as gevolg van mense wat sonde gedoen het. Kom ons lees gou hierso, dis in Jeremia, en die woordjie daar wat ek soek is klip. Kom ons kyk gou wat sê, hierso staan hy. En nou God raads met Israel, en hy sê, Jeremia 2 vers 27, julle mense wat vir 'n stuk hout sê, jy's my vader, en vir 'n klip, jy het my gebaar. Verstaan, dit is al baie oud hierdie ding. Mense sal eerder glo ons kom van 'n klip af, voordat jy glo jy kom van God af. Verstaan jy? En toe Ken Hovind dit nou vir iemand in die universiteit sê, maar sê, jy kan nie sê ek kom van 'n klip af nie, sê, maar dit is wat jou teologie glo. Die mense in evolusie, wat evolusie verkondig, weet nie eers wat is die fondasie van hulle geloof nie, maar dis 'n geloof. Dis 'n geloof. Dat jy glo, jy kom van 'n klip af, in plaas daarvan om net om te sê, jy kom van God af. Jy is in sy beeld en sy gelykenis geskape. So en daar die verrotting al van daai kerk begin plaasvind, want is een kompromie hier en 'n kompromie daar, en op die einde van die dag, dan is jou pastoor, wat 'n man is, getroud met 'n man. Lekker, nee? En dan is alles de mekaar, die kinders is de mekaar, alles is de mekaar, nee? Basic goed. Adam en Eve, nie Adam en Steve nie, verstaan jy? Ja, het sê, alright, good. So, en as jy met daai goed sukkel, jy is welkom in hierdie gemeente, ons gaan vir jou bid, ons gaan vir jou help om nie meer so te wees nie, nee? Jesus kan enige iemand vrymaak, is dit nie so nie? Daar sê, so,
ons is 'n vaste fondasies van ons geloof, Matteus 7:24-50, elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het, en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Daar teenoor die een wat sy huis op die sand bou, is dan nou, ja, ander goed kom en gaan, die woord van God bly vir ewig. Rarig, ander boeke kom en gaan. Ek het op 'n stadium van my lewe so baie boeke versamel, en my pa is nou besig om te trek en te pak, en ons het 'n hele biblioteek daar by, hy's 'n groot studeerkamer, die kinders kan nie, hulle sien dit al die goed so mooi daar, en ek sien daai boeke, en dis eintlik niks werd nie, want ek meen, jy gaan al die boeke by die pawnshop moet gaan verkoop, verstaan jy? Maar die woord van God hou vir altyd, en ek sê nou nie daar teenoor, jy hoef nou nie ander boeke te lees nie, was baie goed waarna ek ook belangstel, nie baie nie, maar ek lees ook ander goed. Alright, dan daar's my nou mooi prentjie van dieselfde. Hoekom? Matteus 12:25, want elke koninkryk wat teen homself verdeeld is. Kan ek vir jou vandag sê dat die kerk is teen homself verdeeld? Daar's in-house fighting. Hierdie hele ding wat nou by Bethel gebeur het, daar uit nou fout gemaak, uit al die tipe goed, wie haal hulle uit die kerk? In plaas wat dan almal saam staan en bid vir die gemeente en vir die kerk, en hulle ondersteun, en die Christene gooi die meeste klippe. So, is 'n probleem, julle. Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes. Dis nie dalk sal verwoes word, nie, hy word verwoes. Klaarpunt. 'n Huis wat teen homself verdeeld is, as 'n man en vrou teen mekaar is in 'n huis, gaan 'n huis val. Dis maar net so, is die basics. Dis waarom mens moet met verstandigheid met hulle saamleef, sê die Bybel. En jy moet verstand hê. Jy moet lief wees vir mekaar. Dis hoekom ons die huweliksding doen, hè? Dis die basics in ons gemeenskap van Carletonville en ander gemeenskappe lyk soos wat dit lyk, want die paas is nie meer in die huise nie. Die gogos moet die kinders grootmaak. Verstaan jy? Dis die basics, en dan is daar tsotsies op straat, want hulle het nie paas nie. Alright. Is 'n wrede ding wat gebeur, ons het dit daardie gesien op die myne, vir jare het die ou regering, die ouens uit die buitelande of uit die buurlande uitgevat, hulle moes gaan werk in hostels bly, kinders het alleen agtergebly in die buurlande, en vandag gebeur dit met die blanke Suid-Afrikaners. Die mans gaan werk in Afrika, oor see, boere in Amerika, die gesin bly agter hierso. Is nie goed nie. So, ek sê nie, dit kan nie werk so huwelik, maar is baie moeilik dan. Want jy praat heeltyd met die kop. My broer werk in Irak, en sy noem haar man die kop, hy is heeltyd net daar, sy praat in die oggend met hom, hy is op die iPad, jy weet, jy dra die kop in die huis rond, en dis nie goed nie, dis nie lekker nie. Alright, so elke huis wat teen hom verdeeld is, word verwoes, en elke stad of huis wat teen homself verdeeld het, sal nie bly staan nie. Dis hoekom in die gemeente moet ons uit dieselfde mond uitpraat, ons moet dieselfde goed glo. Ons hoef nie oor alles presies saam te stem nie, maar die basiese fondasie goed moet ons oor saamstem. Ons beklei nie met mense mid-trip, post-trip, pre-trip, ons beklei nie daai goed nie, ten minste glo jy in 'n trip, verstaan jy? En die podcast wat ons laasweek opgeneem het, glo die ouens glad nie in 'n trip nie, want hulle glo al die goed het al gebeur. Weet jy, hoe erg is dit om te dink dat jy sê, Matteus 24 het alles al klaar gebeur. Openbaring het al alles klaar gebeur tot Openbaring 20. En dis nou baie, om die Bybel te, is sinnebeelde, dis allegories geskryf. Waar was die 3 witnesses al in Jerusalem? Kan julle onthou, het is iewers neergeskryf. Of die 2 witnesses. Nêrens het dit nog gebeur nie. Dit het nog nêrens gebeur nie. Jesus op sy wit perd het al gekom. Nee, ek het hom nog nie gesien nie. Die Bybel sê, elke oog sal hom sien en elke tong sal bely. Op baie groot dag van die Here, wanneer hy met sy voete op die lyfberg sien, dit sal gebeur, jy sal dit sien. Nou nie, hy het nou al gekom. Waar is hy? Hy het met sy Heilige Gees gekom. Dis wat hulle glo. En dan die res van Matteus 24, Lukas 21, gooi hulle weg. Dis nie baie goeie Bible teaching nie. En wat is dan nou allegories in die Bybel en wat is letterlik? Nou kan ons eie mind opmaak daaroor. Dis nie goed nie. Alright, good. Wat is Jesus se opdrag aan sy kerk? Ons almal ken die groot opdrag, ek gaan dit elke week noem. Hierdie is basiese leerstelling van die kerk. Jesus gee 'n opdrag, hy sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nou baie mense
Bid, ek bid nog eers of ek gedoop moet word. Jesus gaan jou nie antwoord nie. Dis 'n opdrag in die Bybel. Handelinge 8 vers 37, 36, 37, 38, Filippus en die Ethiopiese hofdienaar, hy lei die ou na die Here toe uit die skrif uit, en die Ethiopiese hofdienaar sê, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Vers 37, uitgehaal uit die meeste Bybels, as jy glo met jou hele hart, sit jou geoorloof. As jy glo met jou hele hart, moet jy doop. 'n Babietjie kan nie glo met sy hele hart nie. Basic foundation, basis. Hoekom doop ons? Ons gaan volgende week oor praat, is 'n stap van gehoorsaamheid. Red die doop jou? Nee, verseker nie. Die doop red jou nie, maar dit is 'n stap van gehoorsaamheid. Dis vir die koninkryk, dis vir autoriteit. As jy nie kan gehoorsaam wees aan die basiese goed van Jesus Christus wat hy sê nie, luister vandag van my, ek sê nou vir jou, ons gaan die laaste 3 weke van hierdie kwartaal bevrydingsseminar hou, die Satan sal nie vir jou luister nie, want jy is nie eens gehoorsaam aan jou koning nie. Hoekom moet hy vir jou luister? Hy sal nie vir jou luister nie. Hy verstaan kontrakte baie beter as jy. Hy ken die woord beter as jy. Dis basics. Dis basics. Ek het nooit hierdie goed geweet voor ek weergebore geraak, ek het nie daaraan belang gestel nie. Ek het nooit beklei groot doop, klein doop nie, ek het net gedoen wat my pa sê ek moet doen. Ek het verder nie belang gestel nie. Ek het nie eens aan God belang gestel nie, hoekom sou ek nou worry om myself te doop? Maar die dag toe ek die Heilige Gees ontvang, toe is daar 'n dringendheid in my. En ek sommer binne 'n week gedoop, sonder enige teaching, sonder enige iets. Want jy weet dat jy weet, as God se Gees in jou inkom, né? Daar sê Markus 16, hulle kan dit gaan lees, en ons staan op hierdie, en hulle het oral gaan preek, en ek sê ons altyd daar die kerk 'n punt gesit, komma, en die Here, daar's nie eens 'n komma nie, maar hulle het uitgaan en gepreek, ja, komma, en die Here het saamgewerk, en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Ons hele lewe hoor ons net preek. Daar's nie die komma en die Gees het saamgewerk om die preek te bewys nie. So, die preek moet bewys word, deur wie? Deur die Heilige Gees. En dis die challenge vir ons almal. Elke keer as ons 'n warrior bride hou of iets, maak ek staat op die Heilige Gees om vanaand hierdie te bevestig deur die tekens wat opvolg. En ons moet nie apaties raak in hierdie gemeente dat jy nie vorentoe kom vir gebed nie. Ons maak elke Sondag die uitnodiging. As daar probleme is daar enigiets, as jy siek is, kom vorentoe. Laat ons hande op jou lê dat jy gesond word. As jy nie vorentoe kom jy nie vorentoe nie. Jy moet vorentoe kom. As daar enige probleme is, kom vorentoe. As dit privaat is, maak 'n afspraak. Dis waarvoor ons daar is. Alright. Goed, daar is die fondasies. Jy moet weer gebore raak. Jy bekeer jou van jou sondes teenoor God. Jy glo in die Here Jesus Christus. Ek het laasweek oor die eerste 2 gepraat. Vanaand glo in die Here Jesus Christus, dan word gedoop in water, ontvang die Heilige Gees. Genadegawes, gawes van die Heilige Gees. Romeine 12, 1 Korintiërs 12. Leierskap gaan ons oor praat, want daar's altyd 'n probleem met leierskap. Mense het baie te sê oor leierskap, die kerk het baie te sê oor leierskap, en ja, en leierskap was deur die eeue misbruik. Ek en jy, meeste van ons, kom van denominasiekerke af, wat ook weggebreek het in die 15de eeu, as gevolg van leierskap. Waar die katholieke leierskap het die mense so vasgehou, dat ouens soos Martin Luther hulle weggebreek het van dit af, en 'n reformatie het begin, maar ongelukkig het hulle gebly in 1517. Dat niks gegroei uit dit uit nie. En daar breek ook dan nou weg, en so die Here dit bewerkstellig, dat ons by die volheid moet kom. Dis nie een of die ander nie, dis alles. Dis 'n pakkie wat ons moet hê. Nie net een nie. Alles. En ek het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat. En dan die profetiese woord en openbaring. Baie ouens in die charismatiese kerke vandag glo nie meer in die 5voudige bediening nie. Hulle glo nie meer in apostels en profete nie. Hulle glo slegs in leraars, evangeliste en die herder. Sorry, sad to say, Efesiërs 4 vers 11 sê apostels, profete. Elke kerk het profetiese woord nodig. Dis waarom ons intercessors oplei in hierdie gemeente om profetiese woord vir die gemeente te gee. Jy moet bid vir jou gemeente en sê, "Yes, Here het my gisterand in 'n droom wakker gemaak. En hy wys vir my dit. Jy sê ek moet dit vir jou sê. Ek wil dit hoor." Ons moet dit hoor. Ons moet 'n gemeente wees waar ons almal kan dit doen. Nie net een nie. Almal van ons het dit in ons in. Dis een van die 9 geskenke. En is verniet. Jy moet net daar 'n bietjie aandag gee.
Bietjie in die aand voor jy gaan slaap, jou Bybel en jou notaboekie langs die bed neersit en 'n potlood. En as jy wakker word met daai droom, skryf hom neer. Die Here praat deur drome. En sy taal is so eenvoudig, jy kan dit mis. Die eerste keer toe ek so skool bygewoon het, oom Ronnie, ek weet nie of julle ook daar was nie, dis Martin en Letitia, Touching Hearts het altyd baie gekry, en hy begin met hierdie, hy sê om die taal van die Here te verstaan, kom ons kyk gou hoe praat die Here, dan gaan ons hier na Jeremia 1 vers 5 dink ek toe, en ja, dis voor die moederskoot gevoer, Jeremia hierso, gaan nou vir julle lees, wat die Here vir hom sê, en die woord van die Here het vir my gesê, wat sien jy Jeremia? Nou Jeremia was nou 'n Ou Testamentiese profeet, hier in vers 11, wat sien jy Jeremia? En ek antwoord hom, ek sien 'n amandeltak, want ek baie keer as jy droom, dan sien jy iets eenvoudig, jy dink is dalk iets eenvoudig, waar in die Bybel lees ons nog van 'n amandeltak? Aaron se staf, nee, en het jy geweet dat die Bybel sê, in die Ou Testament, daai ark, verbondsark, hy was daar in saam met die 10 gebooie, die stene, hy het elke jaar 'n bloeisoukie gegooi, nee. Dit is wonder, jy kan nie dink, 'n dooie stok, nee, en hy sien 'n amandeltak, so dan kan jy al klaar begin interpreteer. Alright, hoor wat sê hy, ek sien 'n amandeltak, hoor wat sê die Here vir hom, jy het goed gesien, hy praat jy met jou se kind, dit is baie mooi, well done, jy het mooi gesien, jy het goed gesien, en ek antwoord, en toe sê die Here vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring, as jy die amandeltak saam met God se gebooie sit, hy is wakker oor sy woord om dit te volbring, hoor dit is die volgende ding wat hy sien, en die woord van die Here het vir die tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot wat van die noorde af kyk. Toe sê die Here vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land. 'n Kokende, iets is besig om te broei. Iets is besig om te stir, papie. En jy moet altyd na die rigtings kyk. Dis 'n baie eenvoudige taal, jy kan dit mis. God praat baie eenvoudig. En jy moet daai taal begin leer ken van God, hoe hy praat, en dis vir almal. Doen bietjie jou huiswerk, kry vir jou profetiese handleiding, daar is sulke goed wat jy kan koop. Koop vir jou die droomboeke, ek is 'n voorstander van dit. Dis nie die alfa en die omega nie, is 'n riglyn. Moenie gaan drome kyk op die internet nie. Daar's baie new age daarin, pas op, is 'n fyn lyn. Is 'n fyn lyn, en nou praat jy met angels. Jy wil nie met angels praat nie. Hulle gaan vir jou deceive, hoor ek vandag vir jou sê. Jy praat nie met engele nie. Die moslems bestaan vandag omdat hy met 'n engel gepraat het. Nogal die engel Gabriel, Mohammed, in 'n grot. En die engel Gabriel het van 'n ander evangelie verkondig en hy het gewragties geval daarvoor. Hy het nie Galasiërs gelees nie, Galasiërs 1 wat Paulus sê, al sou ek of 'n engel 'n ander evangelie verkondig as hierdie, laat hom 'n vervloeking wees. Hy sê dit 2 keer. Die mormone bestaan vandag, wat in 1817 het 'n engel mormonie aan die ou verskyn en vandag glo hulle aan die evangelie. Hulle glo, Jesus gaan terugkom iewers daar in Wyoming of iets. Hallo? Jy kan dit nie dink nie. Selfs die Jehovah's en al daai tipe goed. Engel Michael is Jesus. Nee, sonde, blasphemy. Jy's gedeceive. Baie mense wat ons al voor gebid het, mense wat in satanisme ingegaan het en goed, het met Jesus gepraat, dan was dit nie regte Jesus nie. Jy moet seker wees, jy moet jou woord ken. As jy nie jou woord ken nie, as jy vir niks staan nie, val jy vir alles. Hartseer, dis hoekom ons as gemeente moet in die fondasie van die woord, die basics. Dit het nog nooit verander nie. Julle sal sien, ons het nou 'n artikel in die Juigtydskrif wat hulle ingesit het en wat die Here vir my gewys het, of Here vra, Here, hoe ran 'n mens 'n kerk? Ag, ek het nog eers klaar gevra nie, toe antwoord hy my al. Dit is maklik, Johannes 21. Ek sê, Here, kan dit so maklik wees? Laat my lammers wei, pas my skape op en laat my skape gaan. Laat hulle wei. Ek sê, dit is so maklik, hy sê, kyk of jy het kan regkry, die ander kan nie. So die nuus kom in, hy moet 'n veilige plek kry om te kan eet, hy moet gedisipel word en dan moet jy hom laat gaan. As hy wil bly, kan hy bly en as hy wil gaan, moet hy gaan. Want God het gemaak vir disipels van ons, was almal hier op een hoop saam kloek.
Dan gaan niemand gaan nie. Dan gaan hulle verwag, JC moet heeltyd gaan en my huwelik staan op die rotse. Verstaan jy, ons moet almal gaan. Ons moet almal gaan. Almal van ons het die opdrag om gestuur te word. Hoe lekker is dit nie? Ek wil julle almal daarmee bemoedig. Dis nie net vir sekere mense nie, dis vir almal. Jy moet in jou kar klim en jy moet ry. Waartoe God jou stuur. Hoe lekker is dit nie? En jy ken die basics. So, ons gaan lekker fokus op die profetiese woord en natuurlik doen ons openbaring, die normaalike Christelike geboorte, daar het ek het nou weer, bekeer jou sondes teenoor God, wanneer jy weergebore word. Nou weergeboorte, ek weet nie of ek laasweek so klem daar opgeleid het, Tannie Bets, gaan my moet help, in die fondasieboekie, weergeboorte is iets wat van God afkom. Dis die grootste geskenk, dis die grootste wonderwerk wat ooit plaasvind, wanneer die Here die besnydenis van die hart doen. 'n Mens kan dit nie doen nie. God trek die persoon, jy dink jy word nie getrek nie, maar God trek jou, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, hier hoor jy iets, daar hoor jy iets, en wam, loop jy neer wat, en dan as gevolg van daai wat met jou gebeur, bekeer jy teenoor God, sê, Here, ek het nog my hele lewe lang soos Job, nog net op hoorsê van u gehoor, maar nou het ek u gesien, en ek bekeer in sak en as. Ek het berou in sak en as oor al my sondes. Dis wat bekering is. So jy draai weg van dit af. Dan, met jou mond bely, as jy vanaand sê, glo in die Here Jesus Christus, want dis die naam bo alle name, nou ongelukkig in die liggaam van die Here, kom jy op ouens af, ja, maar is nie naam Jesus nie, dis Jotei-Wawei, en dit is al daai te begin. Hy selfde ouens, is ek 'n verregse ouens, wat toe nou in C-Max gaan sit, het ou Jan hulle gaan bedien. Hulle kan nie sê Jesus nie is 'n vloekwoord. Hulle sê die Hebreëse en Griekse, diep Hebreëse name wat geen mens amper kan uitspreek nie. Dis hoe jy Jesus moet noem. En toe word daai ouetjie in 'n sel vasgekeer en hulle wil hom verkrag en toe werk die naam van Jesus. Toe sê hy, in die naam van Jesus los my, toe los hulle hom. Die naam van Jesus is die naam bo alle name. Ek en jy is nie Grieke nie, ons is nie Jode nie. Ons is boere, Afrikaners en hier en daar 'n ander nasie. Nee? Maar ons is Afrikaners, ons is Suid-Afrikaners, kom ek sê dit so. En ons het almal mixtale. Maar die naam van Jesus is die naam van Jesus. Glo my, ek doen bevryding en die naam van Jesus doen dit. Alright, ek is 'n getuie daarvan. Jy kan veilig wees met die naam van Jesus. Okay. En dan ontvang die Heilige Gees. Dis die ander een. En dan hoe het ek en jy die Here ontmoet, dit bepaal baie dinge, hoe word ek 'n Christen, hoe betree ek God se koninkryk, hoe het jy 'n Christen geword, wat 'n kerk het jy groot geword, bepaal baie dinge, vergelyk met 'n vroedvrou by geboorte, ek het dit laasweek gesê, het ek en jy 'n goeie vroedvrou by die geboorte gehad, is ons geleer, die dag toe ek weer gebore is ek dit geleer, dis wat met my gebeur het, het nie vir my gesê wat met my gebeur het nie, ek is gebore in 'n nuwe wêreld in en hier, 'n ou met 'n cowboy hoed wat Engels praat, en hy het gesê, ek moet in Jesus glo, en ek het my hand opgesteek, en ek glo in Jesus. Maar ek het eintlik geweet dat het my gebeur nie, en waartoe moet ek nou gaan? Toe gaan ek terug na die leeu se den toe kry ek pak sla. Plaas hy my gewaarsku het, niemand wil luister vir my nie. Ek gedog, almal wil Jesus aanneem in die kerk. Toe nou nie. Toe loop ek in 'n muur vas. Toe dog ek is die ou wat geroep is om hierdie kerk van binne af te verander. Dis hulle vir my nie liefs nie, vat jy maar jou goedjies en loop, toe help hulle my pak. En toe is ek weg. So, maar plaas iemand my net geleer het, hoorie, dit is wat my te staan, ek tog almal, nee, maar toe wil hulle eerder van die cricket en die rugby en die konsistorie praat in plaas van Jesus, nee, maar ek kan net verstaan, ek is nou weer gebore, ek is nou niet, ek is 'n babiekie, hoor, het jy gehoor, en almal hardloop weg vir my, en ek kon dit nie verstaan nie, tot my vrou het amper weghardloop vir my, alright, ja, is jy regtig weer gebore? Neem sommige mense jare om te kry wat hulle alles nodig het vir die Christelike pad wat jy moet stap. Shame, ek het laasweekie voorbeeld om Johannes nou dood, maar hy sal tot na sy dood nog eers omgee, ek gebruik sy naam nie. Hy het omtrent 10 jaar plus gestruggle met die doopding. Gestruggle met dit. En Here het hom ooit geantwoord nie, dis waar ek in die storie kom. Here gaan jou nie antwoord nie, want dit staan in die Bybel. Hy sal jou oopmaak vir die skrif. So daarom, rarig, as jy enigsins by die Here oor iets worstel, vra vir hom, Here bevestig dit vir my uit die woord uit, bevestig u dit vir my, ek hoor nou wat jy sê, maar bevestig u dit vir my, vra vir bevestiging, confirmation sê die Engelsman,
En raak soos ou Gideon, vra 2 of 3. Here nee, ek sien nou daai ou vliesie is nat, maar kan hy môre droog wees? Maak net dubbel seker. Alright, no problem, Here ken ons. Okay. Wanneer ek of jy iemand na die Here lei, sal dit wat ons doen, daardie persoon se wandel met God beïnvloed. Dit is die verantwoordelikheid wat ek en jy het. Dit sal daai persoon se wandel met God beïnvloed. Jy is dalk die eerste persoon in wie hierdie persoon vasloop na weergeboorte. Jy. Nee, gaan na JC toe. JC is dalk nie daar nie. Jy gaan dit moet doen. Jy is die vroedvrou wat die naalstring gaan sny nou. Maar ek het nog nooit 'n geboorte gedoen nie. Jy gaan hom in die ambulans op pad hospitaal toe. En dit is so, want hierdie is die kerk. Hierdie is die hospitaal. Nee? En hier gaan die lammers inkom. En julle gaan hulle met disipel. Nie almal gaan Sondag luister wat hier gebeur nie. Hier gaan hulle met uitgaan. Wat het hy bedoel toe hy dit gesê het? Ek gaan vir jou vra. En jy gaan met antwoord. En jy gaan moet kan antwoord. Dis die onus wat op ons lê. Die verantwoordelikheid. Daar's te veel gejaagde geboortes, daar moet seker gemaak word dat die nuwe baba ontvang alles. Kom ons kyk na die 4 stappe. Die baba kom in die wêreld, jy ontmoet Jesus, sny van die naalstring, dis bekering. Was die baba as die doop, eerste asemhelp, asemhaal, hande op die baba lê, doping met die Heilige Gees. Daai baba moet nou in die nuwe lewe asemhaal. Jy is nou 'n nuwe skepsel, sê die ou vertaling. Jy is nou in 'n ander koninkryk, jy is 'n deel van 'n koninkryk. Jy kan, as jy regtig oefen, die profeties, kan jy so instap in daai wêreld in. Ons is weer hier in die realiteit. Ja, jy kan profetiese woord kry, jy stap in dit in, en jy sien, en die Here wys vir jou. En almal kan dit doen. Jy moet net aandag aan dit gee. Dis soos om 'n potlood skerp te maak. Jy sien daai HB werk nie lekker nie, dan kry jy aan die een. Nee, dan sien jy, skryf mooier. Alright. Nee, ons moet 'n Nuwe Testamentiese taal gebruik. Ek gaan nou nie weer daaroor praat nie. Julle sal dit in die slides sien. En dan nou gaan ons vanaand oor glo in Jesus praat. Ons moet weet, as mens in Jesus Christus glo, moet jy weet jou geloof is histories. Dis historiese feit dat Jesus bestaan het. Jy kan dit net gaan Google. Jy kan al die dinge gaan kyk. Dis nie 'n mite waarin jy glo nie. Dis 'n historiese feit dat 'n man Jesus op aarde was. Dis 'n historiese feit hy's gekruisig. Hulle beklei oor een ding, het hy opgestaan. Geloof is persoonlik, homileties, persoonlik. Geloof het 'n verbale dimensie, jy moet dit uitleef. Geloof is prakties. Geloof is voortdurend, dit moet aanhou. Kan nie stop nie. Hoe help ek en jy mense in hulle geloof? Nou waar ons vanaand so 'n bietjie vinnig gaan praat. Geloof is histories, geloof is gebaseer op feite en nie gevoelens nie. Ek glo in liewe Jesus. Okay, ja maar wys my, sê vir my, waar kry jy dit? Ons moet dit kan sê. Ons moet dit kan sê. Ja, maar Johannes 3 vers 16, maar ek glo nie Johannes 3 vers 16. Ek sê Jood, ek glo nie, hoekom wil jy vir my Johannes 3 vers 16 lees? Dis hoekom die profetiese woord so belangrik is. Gaan Jesaja 55 toe, Jesaja 61. Jy kan iemand na die Here toe lei daai. Het jy geweet as Jesaja 55 oom Ronnie wat die Jode nie kan lees nie? Hulle kan dit nie lees nie. Dis toe vir hulle verstaan dit nie. Praat 'n bietjie met hulle oor Jesaja 55. Dis historiese feit, 'n profetiese woord. Jesaja 61, daai ou se Ethiopiese hofdienaar sit daar op daai wa en hy sê van wie lees ek hier? Jesaja 61. Filippus kon hom verduidelik. Verstaan jy? Okay. Jy gaan praat met 'n Chinese of 'n Moslem in die dorp. Sê ja, maar my geloof is net so oud as joune, dis mos die ding wat ek hoor. Die Moslem geloof is ouer as die Christelike geloof. Nee, 700 jaar jonger. Eers in 600, 700 na Christus het Mohammed in die grot uitgepaas en die engel Gabriël het op afgekom. Toe ontstaan hulle geloof eers. Alright, so ons geloof is ouer. En nog ouer as Jesus was die dispensasie van God, die Ou Testament, wat ons goed moet ken. Alright, ons moet dit ken. Ons moet die Ou Testament ken. Omdat ons die Ou Testament nie ken, gooi nuwe teoloë die skepping weg. Gooi dit weg. God, Jesus Christus, God self, die gees van God op die water sweef en die aarde gepraat in existence in. Dis geprofeteer van toe af, uit die saad van Abraham sal hy kom.
Ons moet daai profeseë ken, daar's honderde profeseë. Doen 'n studie van dit. Is feitelik. En dis die enigste woord, dis die enigste boek in die wêreld wat profetiese woord in het en het waar gekom. Wat is die kans? Tot wat 'n dorp by gebore word, Bethlehem, sy klere word geskeur. Sy vriende word verlaat hom. Al daai goeds geprofeteer, Psalm 22. Gaan lees dit, doen 'n studie van dit. Ek moet weer dit bietjie opskerp, want ek het dit altyd opgeëet. Alright. Geloof gebaseer op sekere gebeure wat plaasgevind het. Ons plaas ons geloof op feitelike gebeure in die geskiedenis. Dis nie 'n geloof in geloof nie. Ek glo maar net, en dis ons probleem gewees al die jare. Ek het maar geglo, met my maale het so geglo. Ok, en nou, hoekom? Waar kry jy maale? Weet nie, dominee sê so. Ja, by sy maale. Jy moet weet wat jy glo, vandag se generasie kinders, gaan nie vir ons warra stories luister nie. Hulle wil weet. Dis hoekom 'n seun van my is 12 jaar oud, hy kyk hier goed oor die evolusie, want hy sê hy moet hierdie ander gemors leer. En hy weier om te glo, hy kom van 'n klip af. Kan nie dit wees nie, dit kan nie dit wees nie. Jakobus 2 vers 19, jy sê dat jy glo, dit is oulik. Jy glo dat God een is, jy's oulik, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Want hulle weet wie is hierdie persoon en wie ons glo. Hulle sidder, wat het u met ons te doen? Jesus, dat u voor die tyd ons kom pynig. Onthou julle daai besetene van Gadara? Hulle herken hom. Die duiwels herken hom. Ons herken hom nie. Hy is die, ja, met die vrees van die Here, hy is die grote God en u die eer. Onthou daai ou liedjie? Ja, hy is die grote God. In die hart van Christelike geloof is daar 3 feite, naamlik Jesus het gesterf. Jesus was begrawe. Jesus het opgestaan. Die Christelike geloof is eksklusief. 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, Paulus skryf, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, volgens die profeseë. En dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens die skrifte. Alright, ons moet dit glo. En vandag, teoloë in sekere denominasies skiet daai die water uit. Die maagdelike geboorte van Christus en die feit dat hy gesterf het en opgestaan het. Dit is eksklusief. Geen God het nog afgekom aarde toe en homself 'n slaaf gemaak nie. Alle ander gode van ander gelowe, wat kan ek doen om die ou baas te happy te hou? Waar ons God het afgekom aarde, homself verneder en die vloekhout verag en gehang aan hom, vir jou. Hy het sy hemelse troon gelos. Die God wat alles gecreate het alles gelos om vir jou dood te gaan. Hy het 'n diensknegt geword. Hy het op 'n donkie gery om vir die wêreld te wys wat dit is om macho te wees. As dit nou ek was, het ek op 'n wit perd aangekom. Selfs Satan probeer hom verlei. Hoorie maar, spring 'n bietjie hier van bo af en jy gaan nie dood van nie, wys vir almal wie jy is. Dan gaan jy aanbid sy lewendige onderkom. Hy sê nee wat. Ek hoef niks te bewys nie. Nee. Dis hoe God is. Hy is heeltemal anders. Gaan lees die bergpredikasie en al daai goed in Matteus 5 en hy is heeltemal teen. As jy wil eerste wees, moet jy laaste wees. Dis way out. Die wêreld werk as jy vertrap almal om bo te kom. Nee, God's andersom. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. En toe ek by julle gekom het, is my gunsteling skrifte die. Broer, sê Paulus, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie? Want ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing. En my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag. Hy het nie met slim goed daar gekom en so gepreek het, niemand kan verstaan nie. Maar hy is slim. Verstaan julle wat ek sê? Natuurlijk, maar met jy nie idee waarvan hy nou gepraat het nie. Hy het so teologies hoog gepraat. En as jy jou fondasieboekie van enige kerk vat en jy moet hom 6 keer lees om te verstaan, is dit te moeilik. Paulus sou dit nie so geskryf het nie.
Dit moet eenvoudig wees dat 'n kind dit kan verstaan. 'n Kind moet daai boekie kan vat en weet, dis hoekom ek Jesus Christus glo. Alright. Maar die betoning van gister, sodat julle geloof, hoor hierso, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. Hoe, maar daai dominee van ons is slim, hy's 'n geleerde ou. Pas op. Glo in God. Mense faal. Mense faal. Ek is een van daai, ek het in my dominee geglo. Ek het meer in my dominee geglo as in Jesus. Toe loop my dominee met 'n ander vrou weg. Hallo? What the? Heel onnigter. En ek het my aangehou by die kerk, man. Maar dis 'n skok. Maar daar het ek 'n groot les geleer. Eers 'n ou kom preek hoor. Het vir my geklink of hy lief is vir Jesus. Vandag sê hy ateïs. Glo nie meer in God nie. Of hy het nooit in God geglo. Ons is beste vriende. Kan jy dankie? No one can put Jesus on a cross again. No one can put him in a tomb again. No one can raise him again. Those have happened and they can never happen again. Klaar, dit klaar gebeur. Dit het gebeur. Alright. Selfs as jy buite boeke lees van hierdie ander slim ouens wat boeke geskryf het na Christus, is dit documented fact wat Romeinse soldate geskryf het oor hierdie man Jesus wat hulle hom gesien het. Alright. Geloof is persoonlik. Dit is nodig dat ons geloof moet hê in Jesus. Dit is 'n vertroue in 'n persoon en geloof in 'n persoon. Die vyand het die geloof. Hulle weet Jesus het gesterf, was begrawe en het opgestaan. Ek het vir julle gelees, Jakobus 2 vers 19. Geen ander geloof kan daarop aanspraak maak dat hul God opgestaan het uit die dood het nie. Boeddha lê nog iewers aan die ander kant. Mohammed lê nog in die grond. Almal is dood. Hulle kan nie, Hare Krishna, alles, ek kan nie eers almal se name onthou nie. Hulle almal is dood, gevrot, gone. Alright. Mohammed is dood en in sy graf, Boeddha is dood in sy graf, Confucius, hy was maar baie geconfused, is dood en in sy graf. Alright. Gaan lees bietjie oor hom, hy is baie, en hy maak ander nog steeds vandag nog confused en lees sy boeke. Okay. Reg, geloof het 'n verbale dimensie. Baie hoë woorde van praat oor Jesus. Wanneer jy werklik in iets glo, is jy bereid om daaroor te praat. Amen? As jy in iets glo, dan praat jy daaroor. Luister gou. Die Bybel sê, ek het nie gekom, hoe gaan dit? Hy het Jesus gesê, ek het gekom om verdeeldheid te bring. Daar kan verdeeldheid in 'n huis wees oor die woord van God. Maar dit kan met liefde gedoen word. Ek en my vrou stem nie oor alles saam, nie. Oor hoe goed moet gebeur nie, en daai tipe goed nie. Maar ek gaan nie dat dit verdeeldheid bring nie. Jesus, nee, die onderwerp van Jesus en goed wat Jesus sê, daar is soveel laag van interpretasie van baie van sy goed, dat ons kan agree to disagree, oor ander goedjies, maar die basics kan ons nie disagree nie. Ons weet ons moet weergebore word, en jy moet bekeer, jy moet gedoop word, en jy moet die Heilige Gees ontvang, om enigstens effek te gaan maak, daar buitekant. Oor ander goed, kan ons sê, maar ek stem nou nie heeltemal saam, so kon sê maar, oor die wegraping, wanneer dit gaan gebeur nie. Oor die mark of the beast, ons kan beklei daaroor. Who gives a rip anyway, maar mense beklei daaroor. Verstaan jy? Ok. En ek gaan vir julle leer, as julle wil, in bevryding, dat ek kan na enige een van, baie van julle se huise toe gaan, en vanaand op die sypaadjie net 666 sprei, en môreoggend val jy se R20 se toksak. Die is bang vir 3 sesse. En al wat dit beteken is me, myself en I. Ek en ek, is wat dit beteken. Want Satan sê, ek sal wees soos die Allerhoogste, ek sal sit op sy troon, en sê, wat jy so maar uit. Het gaan oor myself. Die minste gevaarlikste ding is 'n satanis. Die gevaarlikste persoon wat jy kan kry, is iemand wat verdeeldheid in die kerk bring. Christene. Skinners. Mekaar se rug toesteek. Baie gevaarlik. Dit kan 'n kerk skeer. Alright. Ja, natuurlik bid die sataniste kliphard dat dit moet gebeur. Verseker. Soos ons kliphard bid, hulle word weergebore. Ten minste daar weet jy wie is jou vyand. Alright. Daar's 2 maniere waarop ons geloof in Jesus verbaal word. Praat met Jesus, praat met Jesus.
As jy werklik glo in Jesus, as jy werklik glo Jesus lewe, jy hom ken en 'n persoonlike verhouding met hom het, kan jy met hom praat. Dis wanneer jy jou geloof in woorde sit, om direk met Jesus te praat en sy naam aan te roep. Daar's iets omtrent die feit om iemand se naam te gebruik, wat 'n groot verskil maak. Jy oefen geloof deur met iemand te praat. Praat met Jesus. Die gordyn het geskeur. Hê die vrymoedigheid. Kom met jou ergste sonde na hom toe. Ek onthou dat het ook net my hart weer gegeet. Ek het so skaam gekry oor van die goed wat ek nog doen en sê. Ek het so ellendig gevoel. Maar weet jy wat? Die gordyn het geskeur, ek kan na hom toe gaan. Ek sê, Jesus help my, ek kan nie die ou vergewe en ek wil sy kop in mekaar slaan. En dit voel nog lekker. Verstaan jy? Is nou 'n simpel voorbeeld. Maar praat met Jesus. Hy is jou beste vriend. Hy is jou beste vriend. En met my handjie so lig was, het ek toe na ou geslaan en ek het na my hart vir Here gegee. Ek dien al Here 2 jaar. Hoeveel kampe al bygewoon. En daar gaan klaar daai ou my toe nou aan by die polisie en op 'n Vrydagmiddag 4uur kom die polisie daar aan. 3 swart vrouens en 'n swart man. Nou weet ek, as hulle jou op 'n Vrydag arresteer, dan gaan jy daar slaap. Ek kan eers Maandag parool kry of die prokureur my dan eers Maandag sien. Maar ek vra daai oggend toe vir Here, omdat my handjie so lig was, vra ek Here, asseblief, as U my vandag help, beloof ek sal nooit in my hande teen iemand lig. Dit is 2009. Maar hy kom die polisiekar af, 'n golf hier daar van Western Area af, gaan na die myn toe daar op die site. Lekker. Ek sê guilty as charged, kom in, kom vat die verklaring, sit daar, vir die verklaring. Ou sit so en kyk en hy sien nie sy foto vir my toe ek in die polisie in die taak mag wees. Vra vir my, is jy in 'n special task force? Ek sê ja. Hy sê, I'm going on selection next year, will you help me to train? Ek sê, verseker, hy sê, formalleiding so op, hy sê, maar nee, die man het jy mos om verskoning gevra, jy gaan. Sê jy vir my, jy sien, praat met my. Ek weer gepraat, maar ek is toe nie tronk toe daai naweek, en prys die Here, daar's 'n goeie bediening in die tronk, maar jy wil die regte deure ingaan, hè? Jy wil nie, ek het daarna saam met Touching Hearts in die tronke bedien, maar ek wil nie by die verkeerde deure ingaan dan nie. Alright, goed, praat oor Jesus. Een van die beste dinge wat 'n nuwe gelowige kan doen, is om oor Jesus met iemand te praat. Toets jou geloof. Dis hoekom jy die Heilige Gees nodig het, om jy die boldness te gee, om met mense oor Jesus te praat. Dis hoekom Angus altyd vir ons gesê het, altyd, now go and tell the first 3 people that you meet, what Jesus has done for you. Vat bietjie guts, hoor. Vat bietjie guts. Gaan vertel vir die eerste 3 mense. En wraggies, nee, weet jy wat die Here my getoets? Daai vriend van my wat 'n predikant is, hy bel my die aand met 'n paar glase wyn in, en hy sê vir my, hy luister net na Johnny Cash liedjie, en hy verlang so vanaand aan my, en my vrou sê vir my gesê, sy challenge my, as hy jou weer bel, sê vir hom, Elsie staan daar agter die muur, sy hoor, en ek sê vir hom, ek noem sy naam, en ek sê vir hom, hoorie, so ek het Jesus Christus aangeneem, as my persoonlike verlosser en zaligmaker, dis sê vir my, dis baie mooi, en hy sit die telefoon neer, het my nooit weer gebel nie, ja, maar gaan sê vir iemand. En dat was 'n groot hekkie vir my om te spring, hoor. Dat van sy gevoelens en gaan my naam nou met 'n hamer slaan of wat ook al. Alright. Goed, Romeine 10 vers 8 en 9. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dis die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Dis mooi skrif daai, net. Alright. Net soos bekering na woorde gelei het, op 'n stadium het jy nodig om jou geloof in woorde uit te druk. Romeine 10 vers 12 en 13, want daar's geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is die Here van almal en is ryk oor almal wat hy aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daar sê dit weer, Matteus 10:32. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Daarom ek Sondag gesê het, vat guts om die Here te dien. Vat guts om te staan vir iets. Is jy ook nie een van die Jesus freaks? Toch. Nou gaan jou broeke korter raak en jy gaan polisieskoene dra, wit kouse. En soos hulle Christen sien. Broek is te kort, polisie of army skoene met 'n paar wit kouse, staan jy op die straathoeke. En jy bakkeer. Nee, dis nie hoe Christen lyk nie. Alright. Ons is almal bang om so te word, né? Ons hoef gelukkig nie. Alright. 4. Geloof is prakties. Geloof is wanneer jy uitstap en begin daad by die woord voeg.
Jakobus hoofstuk 2 wys vir ons is nou besig met die boek Jakobus saam met die vrouens, ons het amper by Jakobus 1 vers 5 gekom, net in die Vrydag. So baie het ek nou weer gesels. Jakobus hoofstuk 2 wys vir ons dat jy geloof niks te doen het met jou morele stand van sake nie. Rahab die prostituut het geloof gewys toe sy die 2 spioene gehelp het om te ontsnap. Abraham het sy geloof bewys toe hy bereid was om sy eie seun te offer. Hulle beide het hul toekoms op die spel geplaas en God geglo. Al die voorbeelde in Hebreërs hoofstuk 11 is aksies. Dis die groot geloof hoofstuk. Alright, en baie van die mense het geglo sonder dat hulle dit gesien gebeur het. Nee, hulle het God geglo en daad by woord gevoeg. Nou is daar 'n bietjie confusion tussen Jakobus en wat Paulus sê, daar is eintlik nie. Jakobus 2 vers 7 sê 2:17 sê, net so ook is die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. Paulus sê, Galasiërs 2:16, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus, en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. James 2:17, in the same way, faith by itself is not accompanied by action, is dead. Met ander woorde, al wat dit sê is dat jy kan nie gered word uit werke uit nie. Dis al wat dit beteken, wat Paulus sê. Nou dat jy gered is, sê Jakobus, nou bewys ek wat ek glo in. Nou gaan bedien ek nasies, ek was voete en ek dien. Alright. En op die einde van Jakobus 1, ek dink is vers 24, suiwer, reine godsdienst voor God is dit om die wedes en wese te gaan besoek in hulle verdrukking. En ek vat my ma altyd as voorbeeld. Baie keer as ek en sy sit en sy is nie hierdie groot evangelis nie, sy gaan praat nie voor kerke nie, sy is 'n weergebore kind van die Here, sy werk vir hospice, sy help mense wat nie 'n medies het nie, om in waardigheid dood te gaan. Sy gaan was hulle, nie almal is geroep vir dit nie, my ma is geroep, kyk as ek haar bel die dag en sy praat, dan vertel sy vir my, dan sit ek in krul daar van die pyn, want vertel sy van die wonde wat sy skoon maak, en sy vat vir hulle suurstof. Dis praktiese geloof. Dis gaan uitleef. En nie almal is geroep om dit so te doen nie. Kyk, sy my mismoedig wil maak, moet ek nie aand hospitaalbesoeke doen. Nee, ek meen dit is, ek doen dit, maar is nie my gunsteling ding om te doen nie. Dis hoekom ons almal anders is in die liggaam, nee. Daar's ander ouens, hy kan nie wag nie. Kyk, hy lê nie aand wakker voor die hospitaal toe moet gaan, of wat ook al. Dis nou nie my gunsteling ding om te doen nie, maar ek kan mos nou eerlik wees hoe ek voel, nee. Ek is ook nie ou wat op straathoeke gaan preek en ouens na die Here toe lei nie. Ek het dit al gedoen, maar is nie my gunsteling ding om te doen nie. Ek het al 'n ou by Durban se hoofstrand gehad het met sy een been probeer weghardloop vir my. Soos ek hom na die Here toe lei. Ek het dit al gedoen. Be there, done that, got a t-shirt. Was op 'n Todd White konferensie en 'n Todd White praat net so 45 minute en dan staan dit stuur jou straat. Verstaan jy? Dan moet jy gaan preek vir die mense. En Elsie het een keer 2 prostituie het vir hulle weggehardloop. Durban se hoofstrand. Alright. Ek het een keer per ongeluk, omdat ek toe nou van polisman hou, gaan ek daar by Hoofstrand se polisiestasie en ek preek so vir daai ouens, een ou ontsnap. Dis jou skuld. Al sulke goed het ek al gesien, ek het dit gedoen, been there, done that. Maar is nie my gunsteling ding om te doen, nie? Alright, ons almal het ander bedieninge. Alright. Faith is not saying you agree with the scripture. Faith is not saying you accept the scripture. Faith comes when you act with the scripture. Verstaan nie? Jou geloof gaan groei deur te doen. Te doen. Jy kan baie dinge vir my sê, jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Hoe bewys ek God is een? Ek gaan leef vir Jesus daar buitekant. Ek leef vir hom, ek glo in die persoon van Jesus Christus. Is 'n lang skrif hierdie. Jakobus 2 vers 14-16. Wat baat dit, my boeties en sissies, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Daai tipe geloof kan jou nie red nie. Hoe word ek gered? Deur weergeboorte, dit kom nie uit myself uit nie. Die redding vind plaas, God red my, hy laat my weergebore word, maar nou moet ek hierdie praktiese geloof gaan uitlewe, want al daai eerste Christene, dis hoekom ons laas jaar Handelinge gedoen het hulle geloof gaan uitleef, hulle is vervolg
vir hulle geloof. Nou dink ons nou 2000 jaar later dit nou verander, ek kan net elke Sondag in die kerk sit, en dit is geloof. Wat is dit? Wat is dit? Dit is daai verbruikersmentaliteit. Wat kan ek kry uit die kerk uit? Dis vir my. En ek word so opgeblaas 'n Christen, ek het al hierdie kennis, maar ek gaan doen niks met dit. Ek gaan doen niks met dit nie. Ek en jy net waar ons werk, of miskien in die slaghuis werk, of waar jy ook al werk, daar gaan leef jy geloof uit. Jy gaan leef jy geloof uit. Almal weet, hoor jy, as ek na daai vrou toe gaan, sy bid vir siekes. Dit versprei vinnig, hoor. Dit versprei vinnig. Yes, en dan naderhand raak het so, dan waar is die salf wat my genees? Dan moet jy nou verduidelik, hoor, dit is nie die salf wat jou genees, dit is net 'n aksie. Want dan kom hulle nie vir jou nie, dan kom eintlik vir die salfolie. Het dit ook al gehad. Naderhand toe vat ek nie eens Zimbabwe, vat ek nie eens my salfolie saam nie. As die gamla daar uitklim met sy botteltjie salf en weet, magic oil. Alright, maar net 'n ou grapie. Maar daar het hy die werke nie. Die geloof kan hom tog, die tipe geloof kan hom tog gered nie. As daar nou 'n broeder of suster naak is, aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee nie wat hulle liggaam nodig het nie, wat baat dit? Net so is die geloof, geen werke het nie, in sigself dood. Maar as iemand sal sê, jy die geloof, en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, toon jou geloof uit jou werke. Want ek het dit baie gekry. Jy gaan na baie kerke toe, en dan sê jy vir die predikant of die pastoor, hoor hierso, hulle het my gediagnoseer met skedule of wat ook al, kanker. Sê, ja, maar hoor hierso, daar is 'n goeie onkologie daar in Pretoria. Hey, jy moet bid vir die persoon. Dis wat hy bedoel hierso. Ja, maar word warm, ons as gemeente sal bid vir jou, ons sal jou op die gebedsgroep sit. Die meeste mense op daai gebedsgroep bid jou nie dood in. Nee, hulle verstaan nog die koninkryk nie. Here, as dit u wil is, dit is sy wil. Alright, ons moet dit weet, dit is sy wil. Deur sy wonde is daar vir ons genesing. Alright, klomp sulke goedjies wat ons nog baie gaan oor praat. So gaan dit aan, gaan lees dit self. Romeine 3 vers 28, ek gaan dit nie alles lees nie. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Die werke van die wet het gesê, en ek dink môre daaroor praat, of Vrydag met die vrouens daaroor praat, die ou wet het so gewerk, 'n Suzerain Vassal verbond, dit beteken, wanneer daar 'n koning is oor onderdane. God het gesê, doen die, dan sal ek vir julle sorg. Hulle het toe nie, hulle het heeltyd sonde gedoen, en dan moet nou heeltyd 'n hoofpriester eenmal 'n jaar vir hulle offer, en naderhand het die Here hom so vererg vir hulle, het hulle in ballingskap weggestuur. Alright, okay. Daai wet kon nie werk nie, want die mense het nie. Nou is ons onder 'n nuwe wet. Ons is nou onder 'n parity verbond. Dit beteken is 'n gelyke verbond. God het nie verbond met jou aangegaan nie. God het verbond met homself aangegaan. Toe Jesus aan die kruis hang, toe kyk God vir God, en hy sê, ek gaan met jou 'n verbond aan, want ek kan nie met hulle verbond aangaan, hulle gaan dit breek. Is dit nie mooi nie? So die wet kon ons nie help nie. Daai wet was, as ek net hierdie vir God kan doen, hy sal hy my vergewe. Met die bloed van Jesus is hy vergewe. Niks wat jy gedoen het. As mens daai nie verstaan nie, dis hoekom ons Romeine moet verstaan, dit klink nou na baie woorde daai, maar gaan lees dit oor en oor, mediteer oor die skrif, vra vir die Heilige Gees om jou te verduidelik. God het ons ingenooi in die nuwe verbond, en nou sê die mense, ja, as jy die ene oor die Ou Testament weggooi, nee, ek preek nou heeltyd die Ou Testament uit, maar dit was 'n ander verbond, dit is 'n ander manier hoe God gewerk het. Hy moes dit so doen, daai tyd, sodat hy kan terugkom. Hy moes die saad beskerm. Galasiërs sê dit, sodat hy kan gebore word uit die maagd Maria. Hoe awesome is dit nie? Ons gaan nie te ver al op ingaan nie. Kyk, hierdie geloof, Daniël 3 vers 16 en 18, Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord, en aan die koning Nebukadneser sê, ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord, te gee nie, as ons God wat ons dien in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die hand van die brandende vuuroond, uit die hand van die koning verlos. Maar so nie, laat dit dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Al gaan ons dood, sal ons die Here dien. Dis geloof. Noma kanjane, Angus ons geleer het. Come what may, sal ek die Here dien.
Alright, en dis nou harde woorde wat ek sê, maar hoekom die meeste Christene nie genees nie, is om in die eerste plek bang is om dood te gaan. As jy 'n Christen is en jy glo in Jesus Christus, moet jy nie bang wees om dood te gaan nie. Dan gaan jy huis toe. Ek hoef nie met tax te betaal nie, ek hoef nie meer te wonder waar ek dit gaan doen nie, ek is by die huis, veilig, by die huis, my fight's verby. Maar terwyl ek hier is ek nog 'n fight, né? En ons almal, Andrew Womack sê ons altyd daai liedjie wat in Amerika, oh, the day when I die, what a glorious day that will be. Dan sê die dokter vir jou, jy gaan oor 3 maande dood. Jy het nou net gesing, the day that I die, what a glorious day, nou gaan jy dood. En nou gaan jy huis toe, na jou pa toe, jy gaan terug huis toe, jy gaan nooit weer honger wees nie, jy gaan nooit weer sad wees nie, alles gaan net lekker wees, en jy sal Nigeria toe vlieg, het iemand daar hande op jou moet lê. Dis nie geloof nie, dis vrees. Alright, Here, dankie, deur die wonde is ek genees, en dan gaan ek vorentoe, dan gaan bedien ek, en ek gaan, en as ek uitgehaal word, dan gaan ek huis toe. Dis die geloof wat ons moet hê. En ons almal groei, prys die Here soontoe, né? Ons is nie almal daar nog nie, of wat ook al, nie? En is maklik om te sê, tot jy daar stort, voel jy die knoppie. Nou begin ons nuwe tale kry, né? Parabasiti en ons bestraf en ons gaan te kere. Ons is mense, né? Ons is bang. Ons raak vinnig bang. Veral as ons siek word, jy daar lê en jy is nie eens lus om 'n hamburger te eet nie, dan is dit nie lekker nie, hoor. Né? Dis erg om siek, dis nie lekker om siek te wees nie. Dit is nie lekker om siek te wees nie. Alright, en ons almal het min geloof. Dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Alright. Ek staan nou nie hier voor as 'n perfekte voorbeeld nie. My kinders hou my baie mooi dop. Kyk, ek haat pyn. Nee, as ek nou daai extra bar one geëet het, ek ook 'n kopseer. Hy sit so agter die oog. In my is dit al so erg, nee. Ek moet skelm 'n panado gaan kry. Waar is jou geloof? Oh, hier, en ek sit met daai worstel en 'n pyn. So ek fight ook hierdie goed. Alright, is nie lekker om pyn te hê nie. Is nie lekker nie. Maar dan moet ek ophou bar ones vreet en net een eet, né? En minder koffie drink. Al daai tipe goed. OK. So ons kan lekker lag vir onsself. Geloof is voortdurend. Habakuk 2:4. Maar die regverdige deur sy geloof sal hy lewe. Is dit nie mooi nie? Romeine 1:17, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, en hierso haal Paulus Habakuk 2:4 aan, maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en mense soos Martin Luther was dit hulle grondslagskrif wat die Here vir hom gegee het, toe hy met daai beads op daai trappe sit in Rome, en die Here openbaar hierdie skrif vir hom, sê Martin, die regverdige sal uit geloof lewe, jy is besig met dooie werke, Galasiërs 3 vers 11 en 12, en dat niemand deur die wet by God geregverdig word, jy kan nie deur die wet by God, ek het 'n goue sterretjie gekry vir alles wat ek doen, ek is die perfekte voorbeeld van heiligheid, al doen jy alles in die wet 100% reg, en jy ken nie Jesus nie, gaan jy hel toe. Dus hoekom ons bid vir ons Joodse boeties, hulle try die wet nog onderhou, nee, maar hulle is reël reguit op pad hel toe. En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik, want die regverdige sal uit die geloof lewe. Habakuk 2 vers 4. Paulus hou daarvan om die Ou Testament aan te haal, lyk dit vir my. Maar die wet is nie uit die geloof nie, maar die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Jou geloof wat jy verniet gekry het, jou Jesus wat jy gekry het. Kom ek sê jou geloof is Jesus. Jou Jesus wat jy gekry het, moet jy gaan wys. En nou gaan jy leer op water te loop saam, en jy gaan nou geloof leer. Here, as jy nie vandag vir my deurkom, en is dit verby met my. Ek het al baie so gevoel. Here, as jy nie nou vir my gaan deurkom, en dan, it was all for nothing. Nee? Dan word jou geloof bietjie getoets, waar die koue sweekie loop het in jou nek af. Nee? Ek het al vertel van die satanis wat my afgehardloop gekom het. Kyk, dan moet jy in geloof staan, waar die perd kom aangehardloop daar, en hy lyk wild hoor. En ek het nou net lekker gebraai by ou se plaas, nou moet ek met hierdie goed sit. Nee? En hy ou kom op my afgehardloop, en ek sê net, in die naam van Jesus vat jy nie my, stop net so voor my. Hallo? Sy asem het gestink. Nee? Call on your God and his angels. Nou hier? Hallo? Nee, dan moet jy staan, hè?
Of as daai demoon daar manifesteer en hy kom aangekruip na jou toe, of 'n tannie wat nou net normaal was, val op die grond en sy kom aan jou op jou afgeseil soos 'n slang. Hallo? As is hy swart kat, what have we here? Nee, dan sien jy dan snaakse goed. En dit gebeur. Dan moet jy in Jesus glo. Sê, jy sal nie my vat nie. Stil nou. In Jesus naam. En dis met jy autoriteit vat daar. As jy nie autoriteit vat nie, saam met die res van die bedeling weghardloop, dan lag jy Satan. Alright. Al wat jou gaan laat staan en bly is jou geloof in Jesus. Hierdie persoonlike verhouding. Praat met hom, praat oor hom. Wees een met hom. Hy is die grote God wat binne in jou bly. Hy is die een waarvoor demone sidder. Maar die demone kom vinnig agter wanneer jy op jouself staat maak. Vinnig. Alright. Hebreërs 10 vers 38, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Kan julle sien hoekom ek sê Paulus het Hebreërs geskryf? Romeine, Galasiërs, al twee deur Paulus geskryf, en Paulus haal heeltyd Habakuk 1:2 vers 4 aan. En natuurlik die boek Hebreërs is naamloos geskryf, maar ons weet is Paulus wat dit geskryf het, deur sulke clues wat daar in die Bybel is, né? Alright. My faith of yesterday won't save me today, and my faith of today won't save me tomorrow. Like salvation itself, faith is a continual thing, and it has this element of keeping faith in it, of going on trusting. Geloof groei. Dis soos om gym toe te gaan, en jy wil nou inskryf vir meneer Olympia, het gaan werk vat, hoor. Jy gaan moet reg eet en al die tipe goed. So word faith ook gebou. Deur, ek gaan vas, en al die, dit is wat ek kan doen, om nader aan die Here te kom. Alright. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat is die enige gebore seun, dis die seun waarin ons glo, gee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoekom het ek hom nou 2 keer opgesit al? Ek weet nie. Ekskuus? Maar ek maak, ja, net klem te loop, ek het as prins gedoen. Nee, ek weet nie, ek het per ongeluk. Wie volhard in die geloof, dis nie 'n oomblik se geloof nie, maar 'n leeftyd van geloof. Die woord waarsku ons dat sommige hulself weggestoot het en skibreek gelei het aan geloof. 1 Timoteus 1, dis hoekom ons sê ons glo nie in once saved, always saved nie. Hulle het hulle self laat skibreek lei aan dit, né? Die waarskuwings in die woord is baie sterk, ernstig en duidelik. Paulus sê self in sy eie lewe in Galasiërs 2:20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Aan die einde van sy lewe sê in 2 Timoteus 4:7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Baie wat saam met hom begin het, het nie die geloof behou nie. Hulle het skibreek gelei in hulle geloof. Alright. Hebreërs 11:13 sê, dat die helde van die geloof gesterf het en hulle geloof bou het. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were assured of them, embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Luister gou hierso, nee, mense in die wêreld, ek lees baie sulke stories van helde, wat hulle lewens verander gee, wat in die Koreaanse oorlog in patrone in hardloop om ander mense te gaan red, want hulle glo in wat hulle doen. En ek meen, is die minste wat Christene kan doen, glo in wat jy doen. Rome Herbert, daai het in die 80s gepraat oor disipelskap, dat die disipels van Lenin, die terroriste, sal 'n kleefmyn in 'n plek sit en hy sal homself opblaas oor wat hy inglo. Christene, waar werklike Christenskap gebeur, waar revival plaasvind, is mense wat alles gee. Wat alles gee wat jy in voorglo. Nie net die stap van geloof of die keuse wat ek en jy in geloof geneem het, het ons gered nie, maar eerder jy het 'n nuwe lewe in geloof begin. Alright. Hoe help ek en jy mense in geloof? Markus 16 vers 25, deel van die groot opdrag. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie van die koninkryk aan die ganse mens, om hy wat glo in hulle doop, almal ken daai. Hoe help ek in hulle geloof? Ons gaan vertel vir hulle die, wat doen ek nou hierso, verkeerd. So, dis die groot opdrag. Hoe help ek ander mense in hulle geloof? Gaan vertel hulle van Jesus. Openbaring 12, en hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis,
en hulle eie lewens nie lief gehad tot die dood nie. As jy jou getuienis wil gee, nee, wil ek hoor, jy het nie meer jou eie lewe nie. Ek wil nie hoor oor wat se nonsens jy aangejaag het nie. Dis nie 'n getuienis nie. Getuienis is, wat het Jesus vir my gedoen? Jesus het my gehelp, hy het my uit siekte uitgehelp, Monica vir ons vertel het, en nou leef sy vir die Here. Amen. Dis 'n getuienis. Vertel vir mense, kyk, ek was deur al hierdie goed, kyk wat ek aangejaag het in my lewe. Ja, vertel jou storie, maar vertel wat het Jesus vir jou gedoen. Alright, ons wil Jesus hoor in jou getuienis. Jou geloof is histories, dis feitelike feit. Jou geloof moet persoonlik wees. Ons praat nou van Jesus Christus, né? Jy moet Jesus Christus aanneem. So jy word weergebore, jy bekeer. Nou moet jy hom aanneem, nou moet jy glo in wie jy aanneem. Ja, miskien dalk was hy dominee reg. Hy is toe nie net 'n maagd uitgebore nie, Maria was verkragt deur 'n soldaat. En Jesus het sonder 'n pa groot geword en hy het hierdie illusie geskep. Ja, dit is deur 'n teoloog geskryf. Hierdie illusie geskep van dat hy God se seun is. Dalk was hy reg. Ek kyk Discovery Channel of History Channel en ek kyk daai goed. O ja, nee, verseker. Hulle sê nee, maar toe die Jode nou al hierdie pla op die Egiptenare kom, toe dit duisternis was daar toe nou 'n vulkaan. Ek het dit geself, 'n vulkaan in Italië, en as gevolg van daai vulkaan het die vulkaan se as het toe nou die son toegemaak, net so kom maar duisternis was. Net snaaks dat net langs die Egiptenare het die Hebreërs gebly en daar was lig. So weet nou nie hoe daai vulkaan net die stukkie, maar in elk geval. En is baie interessant toe nou dat toe hulle deur die Rooi See gegaan het, was dit eintlik die see nie oopgegaan nie, die water was vlak daar. Net interessant dat Farao en sy hele weermag versuip het in daai bietjie water. Ek verstaan dit ook. So net die Bybel heeltemal in konteks lees, né? Sien, die vyand sê altyd, maar het hy gesê net so 'n bietjie tweak aan die waarheid? Ja, come to think of it, dan sê soos Eva. Het hy regtig gesê dat jy sal doodgaan as jy van hierdie eet? Come to think of it. Vandag is dit so. Jy het nie 'n vaste geloof in wie jy glo nie. Jy is weergebore, jy is nou op die journey. En omdat jy jouself nie vasmaak by 'n gesonde kerk wat in lering van die woord is nie, gaan kyk jy goed op History Channel of op YouTube, come to think of it. Jesus het dalk al gekom. Ons is in die 1000 jaar vrederyk. Come to think of it. Jy weet, hey, word wakker, hy het nog nie gekom nie, hoor. Jy sal weet as hy gekom het. Ons gaan nie sit en sweet hier as hy gekom het nie, alles gaan net heel lekker wees. Alright, goed, en ek hoef nie, as hy gekom het, en ek sê my vir Here liggaam, hoef ek nie môre Planet Fitness toe te ry en sit-ups te gaan doen. Ek het klaar six-pack. Verstaan jy? Maar nou moet ek maar nog gaan, ek moet kyk wat ek eet, en al die tipe goed. Alright. Het help ook nie om saam met Dylan en Amber heel dag hier te wees nie, want hulle eet verskriklik. Ja. So geloof is persoonlik. Geloof het 'n verbale dimensie. Ons moet praat oor ons geloof. Geloof is prakties. Geloof is voortdurend. Hoe help ek en jy mense in hulle geloof? Ek en jy moet sterk word in ons geloof. Ons moet vas wees in ons fondasie. Ons moet weet in wie ons glo. Ons moet nie dink nie. Ons moet weet. Jy word weergebore. Jy word weergebore. Nie uit jouself uit nie. God besny jou hart. God besny jou hart. En God se gees kom woon in jou en jou gees word wakker. Dis nog nie die doping met die Heilige Gees. En hierdie gees gee jou geloof in Jesus Christus. Maar nou moet jy dit oppas. Nou moet jy dit bewaar. Jy moet weet dat hierdie Jesus het regtig bestaan. Hy is God self. En ek as seentjie het hulle vir my gesê, hy is die seun van God. Wat so staan in die Bybel. Hy is ook die seun van die mens. En ek het gedog, dis nie God nie. Ek gedog dis die seentjie van God. En ons moet mense leer dat Jesus Christus God is. In die begin was die woord was by God, die woord was self God, en die woord het na sy eiendom toegekom, en niemand het hom aangeneem nie. Die woord, Jesus is God self. There's a reason for confusion as jy dit nie verstaan nie. Wat mense sê, ja, maar dan kan jy nie drie eenheid by mekaar sit nie. Ek en jy kan nie die drie eenheid verstaan nie, of wil ons dit verstaan? Glo net dat God een is. En die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Hulle glo dat God een is. Hulle glo dat die man wat hier geloop het, God self is. Hulle glo dit, en hulle weet, woep, wat het hy met ons te doen voor ons tyd? Grote God. En die mense gooi met klippe. Hulle weet nie wie dit is nie. Maar ek en jy
het hom aangeneem. Dis God self wat in 'n body gekom het. Die enigste man wat nou in die hemel sit. En hy kom terug. Coming to a theater near you. En hy gaan vir ons kom bedien op hierdie aarde. En hy gaan ons sy bruid maak. Hy gaan sy bruid vat. Ek kyk nie meer movies nie, dis nou al wat ek nog kan sê, ek was 'n heavy movie ou. Nee. En ek kan nie wag vir daai dag nie. En as ek nou moet doodgaan voor die wegraping, was dit ook so. Die wegraping is net vir die wat gaan oorbly in daai tyd wanneer die dispensasie toemaak van die kerk. En hopelik is dit in ons tyd. As nie in ons tyd is nie, glo ons nog steeds in die belofte sonder as dit gesien het soos al die ouens in Hebreërs 11. Is dit nie awesome nie? Huh? Hemel toe gaan jy met die wegraping of dalk voor die wegraping. Dalk met die dokters en nies. Maar dan gaan ons weer bid. Nee, ons soek jou hierso. Jy gaan nie 'n escape druk hierso nie. Ons soek jou hier, jy gaan werk, hoor. Ons is jou nodig hierso. Alright. En veral hier in Carleton wil ons baie werk, né? Wat is die grootste werk wat ons het? Te bid vir ons kerke in eenheid te kry in die kerke. As die kerke kan saam staan, imagine wat 'n verskil kan 'n mens maak, né? Oor die basics. Oor die basics. Kan ek vir ons bid? Weer also as julle wil huis toe gaan en die kos is in die oond of julle al soos ek klaar geëet. Vader, dankie, ek loof en prys die naam vanaand. Dankie vir U. Dankie Jesus vir U. Dankie dat ons in U kan glo. Ons bely U as ons God en ons saligmaker. Dankie Jesus dat U vir ons in die kruis gesterf het. U is Here. Niemand kan sê Jesus is God nie behalwe deur die Gees van God. Dankie my Vader, my God, dat U aarde toe gekom het. U hemelse troon, paleis, al die glorie gelos het en 'n mens geword het 2000 jaar terug en op 'n donkie gery het. Vader, ek eer U naam vir dit. Yes, wat 'n nederigheid dat U dit vir ons sal doen. Geringe mense, dat U ons so hoog ag dat U dit sal doen. Ons glo in dit. Ons glo U het gesterf. Ons glo U het na 3 dae opgestaan. En ons glo U het opgevaar en sit vandag in die regterhand van God. En ons glo ook dat U U Heilige Gees gestuur het. Ons eer U naam en ons loof U naam. Ek bid dat U die naprediker sal wees van hierdie woord en Here help ons as gemeente en ek bid vir die ander gemeentes dat ons fondasie en ons geloof in U sal vasmaak. Vandag in 'n wêreld waar almal baie dinge sê. Ons eer U naam. Amen, amen en amen. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end. In Him we will never thirst again. Ruach ve'ah